Goeiemôre Radio Fynbos luisteraars. Ons is op ons pos hier in die ateljee. Ons het vir mooie Veronica aan die oorkant en ons het vir wyse Jakkie aan die ander kant van die mikrofoon. En ons gesels oor alles en nog wat. En glo vir my, vandag gaan ons gesels oor alles en nog wat. Van skelmhede tot goeie dinge. Ja. So julle moet ingeskakel bly vir die program. Baie dankie vir julle wat inskakel, wat die program ondersteun. Ons waardeer dit so baie dat Radio Fynbos so kan groei. Regtig kan ons sê elke dag is net genade. Veronica? Môre luisteraars, ja dankie Leonie, en jy lyk net so mooi met jou blou vandag. En Jakkie met sy SWD Eagles, Jakkie. Met 'n rede. Met 'n rede, okay. En welkom weer eens by Radio Fynbos. Ja, goeiemôre luisteraars. Lekker. Dit is so lekker om julle te praat. Ek sit hierso tussen 3 dames, al 3 baie pragtig aangetrek. Almal ken vir Leonie en Veronica en almal ken van Chantay wat ons op die lug hou. Klankingenieur en regisseur en sy, wat het die ou mense gesê, swaai die sweep? Is dit wat dit min of meer is? Scepter. Die scepter. Swaai die scepter en Ja. klappie sweep. Daar sy. Ja, nee, ek wou sê, swaai die scepter klink te maklik, daai klappie sweep ou maat, jy sukkel nie met 'n regisseur nie. Baie dankie Chantay vir al die liedjies wat ons laat inslip, en ons het hierso op nommer 99 het ons nog een ingeslip, as jy reg is Chantay, het ons 'n spesiale liedjie vir 'n baie spesiale persone, ons sal hier almal. Dankie Chantay. Nou ja, luisteraars, daar het julle nou geluister na die broers se Ek kom huis toe. Wat 'n spesiale song vir 2 spesiale mense. Gerard Roots, jou vrou se trane, jong, jy laat ons ook sommer, hy trane loop by my ook sommer. Ek het volgende keer het ek het vir Leonie gesê, volgende keer as jy weer so iets doen, kry ons Gary Player tissues, hulle is dikker. Dan kan ons langer almal lekker saamhuil. Baie dankie. Ons voorsien 'n baie voorspoedige reis uit baie moeilike omstandighede. Wel dan nou maat. Nou ja, hoe gaan die spreekwoord? Ons is nou terug na normaal. Ja, die horlosie tik of tik. Ja, Kom ons sê eerder tik. Tik klink lekkerder, Ja, ja, klink soos 'n vlooi. Tik-tok. Nog net 5 maande, nee 9 maande. Het ons nou besluit, is dit 9 maande? Ja, Nog budget 9 klop. maande. Budget klop nie op 5 maande se persente nie. Dan is dit nou 9 maande en dan is dit Kersfees of Kersfees, soos Jakkie dit graag wil sê. Nou om die draai is natuurlik Paasnaweek en ek sien die winkels is vol allerlei goedjies. Party glo nie daaraan nie, ander het ander idees, ander het 'n ander geloof daarvoor. Ons respekteer elke ene sin. Maar 'n Easter bly lekker hoor. Ja. Paaseiers soos hulle sê, veral vir die kindertjies. Ja, dit is 'n baie spesiale tyd, glo ek, in die meeste plekke, vir die regte redes dan ook. Dis korrek. En dan die skole wat sluit. Ek dink die mammas wat by die huis is kan nie ophou uitsien dat die kinders heeldag oor 24 uur by die huis is nie. Ja, nou ons gaan 'n besige Paasnaweek hê, as gevolg van die brandstofpryse wat opgaan. Ja. So ons hoop maar mense het eers 'n plan gemaak om nog steeds stil buite te kom gedurende vir die Paasnaweek. Ja, jy spaar so baie, ekskuus tog Veronica, jy gee nou wel brandstof geld uit aan brandstof, maar jy spaar hier so baie, jy kan net see toe gaan, verniet. Ja, Hoe lekker is dit nie? al die water is verniet. Ja, En weet jy wat, jy het nie eens jou stresspille nodig nie, maar net 'n stapie langs die strand en die stres is weg. dis waar. Stop net by die stopstrate. Want anders gaan jy stres, die speedkops was besig gewees daar oorkant ons huis met die stopstrate. Ja, dit is interessant om te sien hoe almal nou doodstop daar. Hier en daar slip enetjie nog oor, maar ja, dis 'n les vir ons almal nou. Ja. Almal moet baie versigtig wees met scams, Jakkie. Dit is nou ja. die lelike deel van dit. Ja, hierdie is nou bietjie ek wil nie sê slegte nuus nie, is meer om mense waaksaam te maak. En jy weet, vanmôre net voor ons gery het 'n ou my gebel, ok, hy wil nou nie ek moet sy naam noem nie, baie gereelde luisteraars. Hy het presies dieselfde ondervinding gehad as wat ek gehad het. So ek kan lekker daaroor praat. Wat gebeur is, die ou bel jou, of 'n dame het my gebel,
vir hom ook. So alles wat ek sê, ek gou na hom toe ook. Dit het met hom ook gebeur. Bel jy op die foon en sê, hoorie meneer, jou kredietkaart, ons sien, dan gaan 'n klomp goed deur. Ek gaan dit vir jou stuur op 'n SMS, dat jy sien presies wat gaan deur. Nou, hulle het vir my omtrent 5 gestuur en gesê, onder andere, Builders Warehouse. Nou, waar kan 'n klerk na Builders Warehouse toe gaan? As hy nog gesê CNA toe, want 'n pen gaan koop, dit verstaan ek. Maar anyway, R25.000. En ek weet nie wat alles nog nie. Klomp goed, seker 5. Maar anyway, lang storie kort te maak, dit het met die man ook gebeur. En die volgende oomblik toe sê hulle, gaan kyk gou of dit daar is, so sê ek, ja, dis daar. Toe sê hulle, okay, wat nou gaan gebeur is, ons gaan jou kaart stop. Nou, outomaties jou eerste reaksie is, ja, asseblief doen dit. En sy sê, want ek vra jou nou asseblief, moenie inteken op jou bank app nie. Moenie dit doen nie, alles word gerekord. Ek sê, is reg. En die volgende oomblik toe kom sy terug, toe sê sy, weet jy, okay, jy het dit gesien, ek sê, ja, dankie, okay, ons gaan die kaart stop, maar praat net met ons manager. Toe skakel hulle my nou oor na 'n ander dame toe, wat ook Afrikaans praat, en sy sê toe vir my, jy gaan nou 'n pop-up kry, sit net jou pin in, dat ons net dit kan stop. Nou ek sê nou vir julle luisteraars, almal wat luister, dit lyk so legit, presies dis die bank wat ons by is, presies dieselfde in, dieselfde kleure, dieselfde alles, lyk dieselfde. En op daai stadium het ek besef, wag, en die man ook, hy sê toe nee, hy het toe gesê, nee, wag, kom ons hang aan. Maar anyway, toe stop ek het, is bank toe, en ek moet sê, daai dametjie by die bank, die in Stilbaai, is ongelooflik goeie kennis aan my oorgedra. Toe sê sy, nee, dit is verseker fraud. Sy sê, maar die probleem is, die oomblik as jy jou pin insit, gaan al daai goed deur. En die bank kan niks aan doen nie, want jy het toestemming gegee, laat dit afgetrek mag word. So die bank, sy sê nou vir my, ek moet mense waarsku. Sy sê, een manier om dit te doen is natuurlik sit neer en bel die bank. Die ander manier is vra. Hoorie, wat is my, terwyl jy nou my bankstaat voor jou het, wat is my laaste uitgawe? Wat is my, klomp vrae wat jy vra, wat is my huisadres, wat is dit? Hulle het my ID-nommer alles gehad, hulle het my bankrekeningnommer alles gehad. So luisteraars, wees versigtig asseblief, en 'n ding wat ek geleer het by die IT-manne is, as jy in 'n openbare plek is, met 'n openbare wifi, moenie op jou bank-apps ingaan nie, want hy is oop. Nie te sê dit gaan altyd gebeur nie, maar moenie dit gebruik nie. Gebruik jou eie huise. So ek sê vir die man wat my vanmôre gebel het, wel dan, dankie dat jy gedoen het, en as ek nie persoonlike ondervinding gehad het, ek nie besef die erns van die saak nie. Dit is net ongelooflik hoe slim die scammers is. Ja, ek weet dit is bitter hartseer, want daar's ouer mense. Ja. Ek myself gaan nie so kan reageer soos wat Jackie gedoen het nie. Hy's baie wakkerder in daai lyn as ek. So enkellopende mense. Ja, dis heel eerste wat ek aan gedink het. Ja, dit is die ouer mensies wat nie gaan weet wat aangaan. Ja, hier is my bank-app, hy's presies, hy lyk net so. En die fraudnommer wat hulle daar gee, sê die ou nou vir my, is presies dieselfde as die bank se fraudnommer, net een nommertjie het verander. So jy kyk, ja, hy lyk my nog meer reg gaan jy. So wees maar versigtig asseblief, daar's baie scammers. Ja, en wat hulle ook gesê het, is vra wat hulle jou vra, want hulle sê hierdie oproep word gerekord. Dis hy. En die oomblik as jy sê yes of ja, is dit 'n voice recognition wat hulle doen, en wat hulle ook op jou goed kan ingaan. So, ja, soos wat die Bybel sê, terwyl die regverdige lê in slaap, rustig op sy bed, is die onregverdige besig om planne uit te werk, hoe om jou te vang. Ja, dit is waar. Maar gelukkig, luisteraars, dankie dat julle ingeskakel het, duisende luisteraars, soos Leonie gesê, het ek 'n goeie storieetjie ook gehoor. Nou, ons gesels by Radio Fynbos baie met tong in die kies. Nou, dis nou tyd dat ons nou nie meer julle gaan prompt wanneer is 'n tong in die kies en wanneer nie. Julle moet nou self besluit. Nou, hierdie storie is die waarheid. Ja, dis nie dominikies, Nee, dis die glo my, waarheid. dis die Ek het jou waarheid. reaksie gesien terwyl jy op die selfoon besig was, en glo my, Nee, ek praat nie van die een wat ek nou gaan vertel. oor die volgende een. Ja, dis die waarheid. Dis 'n vriend van my wat my bel. Hy's bietjie in finansiële moeilikheid.
En hy, inteendeel hy het uiteindelik vir my 'n WhatsApp gestuur. Toe sê hy, jong, ek sukkel bietjie, maar ek is vandag op pad bank toe. En as ek daar regkom, dan is ek gesettle. Hy sê, wie, ek is nou so opgewonde, ek kry skaars die kous oor my kop getrek. Nou ja. Nou luisteraars, dis nie 'n joke nie. Okay, dan daar's binnelandse sake is môre, dit is nou donderdag, né? By die Melkertfontein saal. So almal wat met binnelandse sake wil kan gesels of wil gesels is dan welkom om na die Melkertfontein saal toe te gaan. Dit is nou natuurlik vir luisteraars in ons omgewing. Ja. En dan die pont by Malgas. Ek weet nie wie van julle was al oor daai pont toe hy nog manual was nie. Ja. Dit was vir my so bargain, so uitstaanpunt om met daai manual pont oor te gaan. Nou ek wil amper sê en ek sê dit met alle respek, word baie repareer deesdae. En hy's nou weer buite werking. Hy sou gewees het tot die 20ste Maart, hy's nou tot die 2de April gesluit. So moenie daai pad ry nie. Julle gaan maar net moet omdraai in Swellendam of waar omry, ek weet nie eens waar om daai grondpad, ja. So jammer ja, maar daai manual een was vir my so 'n belewenis gewees. Ja, en dit was omtrent, was dit die tweede laaste een ter wêreld Ja. op daardie stadium wat dit was. Ja. So ek dink die pont sê ek wil weer terug gaan na die ou dae toe. Ja, Maar ja, jy's reg. Dit kan 'n lekker ding in Stilbaai ook wees, né? Hier oor die pont. Nou oor die rivier. Soos die ou dae, daar Ja. van die ponthuis af. Ja. Gaan Radio Fynbos lyne begin span met vlaggies op Radio Fynbos. Ja. Vat ons die mense oor. Nou ja, die goeie nuus is al 4 ons franchise spanne het die naweek gewen. Dit was lekker goeie nuus vir ons gewees. En ek het vir jou gevra wat is 'n franchise span, want ek weet nie wat is 'n franchise span nie. Toe sê ek vir al hierdie klein spannetjies soos die Sharks en die Bulle Ai, en die Lions en die Stormers, die groot spanne soos die Cheetahs is die deel van daai. Maar dan ook, en dis hoekom ek die SWD vandag aan het, SWD het ook gewen die naweek en ons sê vir coach Heineke baie well done. Hy's 'n coach van formaat, hy het die bokke afgerig, hy's nou by SWD. Well done. Dan het ons die vraag gekry, hoor die dames, ek neem nou oor hierso. Iemand het my gebel en gevra, Vrydag aand se wedstryd tussen die Pumas en die Vrystaat daar die Mbabele stadion gestop voor rustyd, want dit was weerlig en weer en teesdae is dit, hulle kyk hoe ver die weer van die veld af is en dan as dit te naby is, dan stop hulle die wedstryd tot dit oorgaan of verbytrek. Nou Vrydag aand se het nie verbygetrek nie en hulle moes die wedstryd aflas. Nou op daai stadium was die Pumas voor 10-8 of so iets. En toe vra die mense vir my, wat is die reël? Nou die reël van SA Rugby is dat as 'n wedstryd in die eerste helfte gestop word, die kry al twee ligapunte. Dis asof hy gelyk eindig. Ongeag wie ver voorloop of whatever. Maar sou die wedstryd in die tweede helfte gestop word, dan kry die span wat voorloop die punte. So dit is die reël wat daar is. En dan die laaste een voor die damme lees, net 'n regstelling. Veronica, die mure. Ja, een van verlede week het ons gesels oor die mure. Ja. En een van ons gereelde luisteraars, Freddie Oosthuizen, het vir my 'n bietjie meer inligting gegee. As jy mure op 'n plant sien, is daar luise. Dit is 'n indikasie van luise, maar die mure eet nie die luise nie. Die mure eet die soet vloeistof of wat ook al. Ek dink dit sê vloeistof. Ja. Wat die Agterlaat. luis agterlaat. So dit is waarna die mure gaan op 'n plant. Ja, dit was al vir Baie my. interessant. Ja, ek het altyd gedink hulle hopelik eet hulle die luise. Ja. Maar nee, dit gaan agter die soetigheid wat hulle agterlaat. Goed, dan gaan ons damme. Ja, Korentepoort 46%, Duivenshoek 76,38%, die Olive Grove is 60% en die Jongensfontein is steeds 100%.
Ek wou eintlik gehad het Leonie moes daai lees, want ek dink na die introduction kan jy dan maar 'n paar meter gestyg het miskien. Ja, Alle Sukkel respek. met jou vandag, Leonie. nee, dis die moeite werd. En dan gaan ons oor na daai dingetjies wat pla ensovoorts. En ons gesels oor 'n paar dinge wat jy dalk toelaat om jou goeie by waarin jy is vinnig te kan laat verander. Leonie, wil jy vir ons in die kombuis begin? Ja, kom ons begin in die kombuis vroegoggend. Seker terwyl almal nog slaap. Dis waar jy gewoonlik in die meeste gevalle jou eerste koppie koffie of tee begin maak. Is dit nou 'n nuwe reël dat die een wat laaste die koffie gemaak het, die ketel dol leeg moet los? Wie weet, dinge kan oornag verander het. Of dalk het daardie persoon ten goeie gehoor dat die ketel oornag kan roes as daar water in is. Hoe sal ons weet? Ja, motivation. Ja, en nou moet jy vinnig broodjies of wat ook al pak vir die dag. So jy haas na die kas waar die plastiese bakkies met deksels gebeere word. Sy tapper. Hoekom is daar nooit die regte deksel vir die regte bak nie? Jy maak daai laai oop en dis soos 'n puzzle van frustrasie. Jy kry 14 deksels en net 6 bakke. En nie een pas nie. Ek is seker hulle trek snags uit en meng hulle self net om jou te irriteer. Jy het voorheen besluit om elke bakkie se hoetjie of deksel dan nou op hom te pas. Maar o nee, hulle Dis het is anders altyd 'n bes- issue. Daar's altyd 'n ding. Weet jy wat 'n ander issue? Julle dames, miskien weet julle nou van ek wat was goed doen weer daarvan. Oh, Daar raak altyd 'n kous weg. Hoekom? Ja. Glo julle vir my nou nê, in al my paar name wat ek agter en voor my naam kan hê, wat ek al 'n wasmasjien se whatever al oopgeskroef het om te kyk of daai kous nie daarin kan gaan nie. Want dit is net onmoontlik. ek het goeie antwoord vir jou. Ek het 'n bietjie uitgevind en navraag gedoen. Daai kous was nooit by die wasgoed nie. Hy lê teen onder die bed of nog in die skoen op die Nee, dekkie. Veronica, nie in die huishouding. Ek dink Ek weet, jy gooi hulle in. miskien moet ons die twee kouse aan mekaar bind en hulle dan in die wasgoed gooi. Eerste, my oudste sussie, sy het altyd McGaffers en sy het altyd slim dinge. Nou, ek verstaan, sy het iets gekry wat die twee goed aan mekaar vasmaak. Wat weet ek nog nie, maar sy het vir my gesê, sis, ek het die oplossing en sy miskien moet uitvind. Ek het al probeer, jy kry so is die gehekelde nie so wit sakkie met 'n Ja. rits. En dan Ja. gooi jy al die klein goedjies daarin. Maar so te loops, ek sien dit by baie gebeur. Ons gaan nogal goed aan want ons dra nie baie kouse meer nie. So as die skoolkinders en so aan nie. Maar ek het gesien by my dogter is daar 'n mandjie Ja. waarvan daar net een kous is. Nou weet jy waar die ander is nie. Ja, okay, Jakkie nou. Die broodrooster, of soos ons almal hom maar noem, die toaster se drama. Hulle is aggressief. Jy sit jou brood in, jy wag en loop die tyd nie stadig nie. Jy wag, niks gebeur nie. Dan skielik spring dit uit soos 'n jump scare. Ek het al meer geskrik vir my brood as vir horror movies. Luisteraars, ja, ekskuus tog, julle is ingeskakel by Radio Fynbos in ons program elke Woensdag 11:00. Vrydag 4:00 word dit uitgesaai en die Woensdag daarna maak Chantal vir ons 'n podcast. En dit is so lekker om julle laat julle inskakel by ons radio en net vir die inligting ons ek weet nie of dit eer die regte woorde of erkenning vir Anton Goosen op 80 gaan hy pa word en ons speel 2 liedjies. Ja, ons speel 2 liedjies van hom. So deur die program een en na die program my ander Chantal, ja, sy die eentjie wat ons ek weet nie of hierdie nou gepas is by die 80-jarige ouderdom, die kruikie roer my nie. Maar ons speel hom maar en daarna meer gepas, miskien klein bietjie wyn een of ander tyd. En Marlene en Arthur, julle het laasweek lekker geluister na ons en julle het vir ons gevra vir liedjies wat ons volgende week vir julle gaan speel, hoor. Lekker om te weet julle luister weer vandag na ons. Baie welkom al die luisteraars. Nou ja, hastig wees in die kombuis.
Veronica? Ek wil net weer sê, dis 10 nie ons veralgemeen hierso nie. Party mense is wel georganiseerd en doen rustig elke ding en skrik nie vir die toaster die brood wat uitspring nie, maar daar is tog baie wat deur hierdie gang wat ons nou van gesels hierso. Ja, by ons huishouding kan ek vir julle sê, weet Blessing, so goed as die toaster uitspring. Want hy het hom al gevang, al seker 2 keer. So hy Blessing is ons geseënde hondjie. Okay, so hy staan reg. Ja, die oomblik as jy hastig is, besluit alles om teen jou te werk. Die bottel wil nie oopmaak nie. Die laai hak vas. En skielik kan jy nie eers 'n lepel kry nie. Ja, dis 'n ander ding. Die messe laai is daar, maar as gewoonlik nie 'n lepel of iets een van die goedes. Natuurlik gebruik jy meer lepels dalk as virke, maar daar's altyd een ding met jy soek wat nie daar is. Lepel en 'n kous loop saam. Ja, die een wat die laaste tomatiesous gebruik het die dopie nie mooi opgedraai nie. En jou pragtige gebakte eier is nou met 'n rooi kombers bedek. En dan gaan jy hom nog skud ook. Ek het nou 'n nuwe ding. Ek skud die melk as ek dit uithaal. Maar as iemand in ons huis wat nie die proppie styf genoeg omdraai nie. Ek het jou gesê, ons moet nie die kinders laat kom kuier nie. Nee, maar in elk geval, ons gaan nou nie burgers wys hier so of wat nie. Maar nou, en ek onthou dit nie, nou skud ek en dan is dit melk oral. En dit gebeur telke male. Ja, maar ek dink die een wat, een van ons luisteraars of iemand gaan op vanoggend hoor. Iemand luister in wat dit moet hoor. Ja. Ek stem met jou saam. Luisteraars, ek op my eie. Jy al daai een gehad waar jy melkbottel, dis nou presies waarvan ek praat. Vir een of ander rede skit voor jy die melk in jou koffie wil gooi en jy sien net melk trek. Omdat die veetjies verskoning in die nag die melkies kom skelm drink het en nie vinnig genoeg die dopie kon terugsit nie. Dis asof jou kombuis weet jy's laat en hy dink, ag kom ons maak dit interessant. Ja, daar's ook een. En dan natuurlik die jammerlappie. Ek dink almal het 'n jammerlappie in die kombuis of die meeste mense. Daai lappie het al alles gesien. Hy begin as 'n mooi kombuisdoekie en eindig as iets wat jy nie eers met selfvertroue wil optel. Hy word gebruik vir alles wat die oog sien, wat die oog nie sien, maar die hart bly. Mors opvee, hande afvee, warm goed vat. Dis soos die Swiss Army knife mes van die kombuis. So hy word regtig, ek dink, ja, en ek hou niks van daai jammerlappie nie. Want dit is so 'n bonneltjie ding wat daar lê en dan gaan was ek om hang kom mooi netjies op en as ek weer kom want hy teruggeklim daar waar hy gaan. Ja, hy het sy manier so hoor. Ja. Mysterieuse goed gebeur, klink dit my. En as iemand vra waar is die jammerlappie, dan gee jy hom maar jy gee hom so half jammer. Glasbakke. Ja. Jy het 5, dalk 8 of meer, maar jy gebruik net 2. En daai res, hulle is emosionele ondersteuning. Hulle doen niks, maar hulle is daar. En vat plek en frustrasie, ontketen frustrasie. Ja, maar dis vir en keis die kinders kom. In geval die kinders kom kuier, dan gaan ek bestel meer kos. Ja, dan is dit nie net ons yskas sterk en alles. So hy moet daar wag vir daai ingeval. So, hier sê, maar moenie vra nie. Ek sê jou, die kombuis gaan nie oor kos maak nie. Dis oor oorleef wat daar binne aangaan. Die badkamer is nie 'n plek vir vrede nie. Dis 'n plek van klein daaglikse battles. Is soos die stort. Jy staan gereed en nou speel jy daai game, warm of koud. Draai hom effens, nou brand jy. Jy draai hom terug, nou is dit Antarktika. Daar's net nie reg nie. Dis altyd een van die twee. Of jy kook of jy vries. En hoekom is die kraan wat dit oopdraai agter die water? Ja, dis waar dit. Jy kry of koud of warm. Dis waar. Dis waar, ja.
Ja, en soos ek voorheen gesê het, in baie restaurante, hotelle en gastehuise, is daai rooi en blou dingetjie nie op die Dis daai kraan een nie. liewer. Missing. Ja, of het daai een liewer wat die een kant met die rooi dingetjie en die ander kant met die... Maar hulle het nie. Of jy moet hier onder loer en hoe meer jy loer, hoe minder sien jy of daar rooi of blou is. Ja, en dan net as jy hom reg het, flush iemand die toilet, of trek iemand die toilet. Ons meng hom lekker, we mix our languages here. Soos Radio Fynbosville. Daar's Iemand flush 'n toilet iewers in die huis. Nou verander jou hele stort ondervinding soos 'n plot twist. Skielik is jy nie meer in die badkamer nie, jy is in 'n survival show. En moenie my begin oor seep op die shower gel wat uit jou hand uitgly nie. Daai goed het geen respek nie. Dit val, maar nie net val dit nie, dit verdwyn. Glip tref elke oppervlak op die pad af en eindig op daai plek waar jy hom net ongemaklik moet optel en nou wonder oor jou lewe. nou op hierdie noot van wonder op jou lewe, kan ons een song speel asseblief? Ons regisseur klink soos gewoonlik altyd reg. Daar sê goeiemôre. Nee man, ek het klaar môre gesê. Luisteraars, lekker geluister na Anton Goosen. Ja, hy's maar een van ons ikone in Suid-Afrikaanse musiek. Jare lank al. Jy weet, en ek het nou so gedink terwyl ons luister na die song, toe dink ek, en ek sê weer eens, julle maar self dink wat is tong in die kies en wat's nie tong in die kies nie. Hierdie scam wat ons het oor die kredietkaarte by die banke en dit. Kyk, hulle het ons my kredietkaart gesteel. Maar ek het dit nooit rapporteer nie, want daai ou gee minder uit as Veronica. Dis tong in die kies. OK, tandepasta, jy druk hom van die middel af, want jy's haastig. En daar's altyd daai een persoon wat hom mooi en van onder af rol soos 'n ingenieur. Doen Gerard dit, Leon? Hy's 'n Ons ingenieur. het elkeen ons eie tandepasta. Ja. Nou, maar jy moet tog maar kyk dat jy dit reg doen. Nou lyk daai tandepasta soos 'n oorlog tussen orde en chaos. Weet jy, ek het eendag 'n storie gehoor en dis die waarheid. Ek jok nou nie. Waar 'n ou in 'n egskeidingssaak gesê het, sy groot rede vir egskeiding is sy vrou druk die tandepasta verkeerd. Hy kan dit net nie meer vat nie. Nou, En dit is regtig, dit was in die nuus gewees. Dink ek, joh, so 'n klein dingetjie. So Veronica, asseblief druk die tandepasta nee, reg. ek het maar een jy te eie. So gelukkig, dit werk by ons. En die spieël? Ja, die spieël, jy kyk vinnig net om seker te maak dat jy reg lyk. Dis gewoonlik 'n vrou, ek weet nou nie hoeveel mans doen dit nie. En skielik sien jy elke fout wat jy nog ooit gemaak het. Ek het net gekom om my hare reg te trek. Nou sit ek en heroorweeg my hele bestaan. Ek sê jou, die badkamer is nie waar jy regmaak vir die dag nie. Dis waar jy geestelik getoets word. So ja, jou geduld word ook daar beproef. En dis 'n waarheid daai hoor, want ek maak baie keer daai fout. Ek sê in die spieël kyk en ek o nee. En ek het dit vanoggend weer gedoen. Ek het so 'n ander perstoppietjie aangehad. Sien ek maar die toppie lyk selfs as my hare, laat ek liewer uittrek. En dan raak hierdie man gestres. Ja, kyk, julle dames kyk anders in 'n spieël, want julle raak gestres. Ons mans, meeste van ons mans wat in 'n spieël kyk, sien nie sin vir humor daarin. Ja, ek weet iemand, ek het 'n vriendin gehad wat gesê het, wat het so in die spieël gekyk en dan sê hulle jou mooi ding. So ek dink mense moet dit bietjie meer positief sien, né? Ja. Of daai een sign wat jy daar op die toonbank het, plooie maak nie seer nie. Ja. OK, wie is ook altyd die wenner van die laaste blaadjie of geen toiletpapier nie. En daar is nie altyd 'n spaarrolletjie nie. En dan is daar daai kere wat emosioneel ingewikkeld is. Ja. Ek het definitief daai medalje gekry. Ek kan enige plek ingaan. Maar die laaste was gebruik of was net 'n klein stukkie oor. Ek weet nie hoekom nie. Dit by ons huis sorg ek dat dit anders is, maar ek het nou maar net daai ding dat die toiletrol leeg is. Ek dink dis hoekom ons so goed uit die weg kom, Veronica, ek en jy, want dit is altyd so. Ek sal altyd die een wees wat die ander een insit. Ja, maar En met daai liewe frustrasie vir alles hulle nog
daai goedkoop toiletpapier gebruik en jy moet hom uittrek uit Ja. daai omhulsel uit. Ja, Ag nee, Ek is bly as nog iemand. daar sy. Nou kom ons by die linnekas, Leonie. Dit is 'n ander storie daar. Geen mens weet hoekom nie, maar elke huis het 'n linnekas wat lyk soos 'n backup plan vir 'n noodgeval wat nooit gaan gebeur nie. Maar ek moet sê nee, die ouer garde van ons ouers het groter linnekaste gehad as ons, nê. ja, En die ja. hel het gedraai. As jy 'n ander woord. As jy daardie linne gaan omkrap en vandag het ons almal linnekaste, maar ek dink ook nie dit is meer enigsins op standaard van daardie linnekas nie. Maar ja, dan het ons hoeveel handdoeke net vir ingeval. Ja, Ek weet nie of ons dink die hele straat moet kom swem of wat ook al nie, maar handdoeke het ons handdoeke. Ja, hulle sê, jy maak hom oop, die kas nou, en is net handdoeke. Groot handdoeke, klein handdoeke. Daai een wat niemand gebruik nie, want hy's te nice. En die ander een, wat al so lank daar is, niemand weet meer waar kom hy vandaan en wat sy doel is nie. Nou ek het, terwyl ons met hierdie onderwerp begin het ek 9 handdoeke uit my kas uitgehaal, wat ek gaan... in 'n ander kas sit. Nee, wat definitief... Na ons winkel toe gaan of iets. Ons Ja. in eens toe Ja. gaan, ja. En sê gou vir my, het jy ook daai spesiale handdoeke wat niemand aan mag geraak nie? Ek het 'n paar handdoeke Maar in die badkamer wat hang op die ruil O vir ja, display. nou mooi is daar. Ja. Ja, dit is iets wat Toe die kinders kom kuier, dan sal hulle nie meer dan... nee. Dis iets wat uit kinderdae uitkom en dit gaan nog aan. Ja. Ek weet die interessante vraag wat iemand vir my gevra het, of nie iemand vir my gevra het nie, wat gevra is, as jy klaar gebad of gestort het, is jy skoon. Nou hoe raak 'n handdoek dan vuil? En ook die vuil nie raak nat. En die nat ding begin naf. Okay, daar kry jy die antwoord wie ever my gevra het. Ja, maar wie gaan nou regtig elke keer buite toe my handdoek opdaag? Dit is nou mans, wel, kom ons volgende verander die Daar onderwerp. is 'n wasmandjie nê. Vir die tweede keer. Ja. Ons raak nou persoonlik hierso, né? Ja, onthou net daar's nog jong ongetroudes ook wat moet leer by ons. Dis waar. Kyk 'n handdoek en nat handdoek op die grond. Dan het jy my hele dag omgekrap. Ek kan dit glad nie hanteer. Gelukkig het Jakkie sy eie badkamer en dinge en hy weet hoe voel ek oor 'n handdoek. Arme skoonseun. Ja, die ding is ons gebruik almal dieselfde 2 of 3. Die res is daarvan net ons het dit genoem vir net Ja. in geval, ja. Nou in geval, maar niemand weet nie. Miskien as 14 mense skielik besluit om op dieselfde dag te kom stort. Of dalk verwag ons daai perskereën waarvan die ouer gardes gepraat het. Dalk kragonderbrekings of waterskaarste. Dis mos makliker om die wat gewas is net terug te hang in plaas van hom op te vou in die kas. Baie makliker, ja. Nou ja, dit gaan nie net met handdoeke so nie, dit gaan met linne soos ons gesê het en hulle lê daar soos museum items. Do not touch. Nou luisteraars, ons gaan nog 'n laaste liedjie speel na die program. Anton Goosen se laaste liedjie. En dankie dat julle ingeskakel het. Elke Woensdag 11:00, onthou dit asseblief. Ons praat vandag oor klein dingetjies. Ons het 'n vorige uitsending geraak daarin in die sin van 'n klein muskiet wat jou pla of 'n klein dun spuitnaald wat jou pla. Hierdie is nou baie interessante klein dingetjies wat die lewe kan interessant maak as mens met humor daarna kyk. Ja. En jy is nie betrokke nie. Ons huise is nie vir goed wat ons gebruik nie, dis vir goed wat wag vir 'n geleentheid wat dalk nooit gaan gebeur nie. Die motorhuis. Of is dit 'n retirement village vir gereedskap? Maak nou 'n gereedskaptas of kas oop. Daar lê goed wat laas gebruik is toe Nokia nog groot was. Nou Nokia soos almal, ek dink meeste van ons weet, is die ou selfone, die eerste selfone, né? Jy beloof elke jaar, hierdie jaar gaan ek begin regpak. Maar Kersfees het vinniger gekom.
Daai gereedskap lê daar soos ons glo nog in jou vir 20 jaar later. Ja, en as Leonie ons reg gehelp het vandag nie, sou Kersfees hierdie jaar ook gehoor gekom het. Paadjies en treie, goed wat jy lanklaas gesien het. Jy kyk daarna en dink, ek sal dit weer aantrek. Maar diep binne weet jy, daai dag kom nie. Want jy dra min of meer dieselfde goed, jou gunstelinge. Die betroubare waarin jy goed lyk en voel. Maar daai ander klere, hulle wag vir 'n plan, 'n geleentheid wat nooit gebeur nie. Dis 'n museum van jou gewig se geskiedenis. Weet jy, voor ons afsluit, luisteraars, ons het so rukkie terug gepraat oor te. Onthou jy dat te? Ons het daaroor gepraat. En 'n ou het my agterna geskakel. Ek het eintlik vergeet daarvan. Toe sê hy glo verskriklik in te. Want hy hou nie van groente en vrugte nie. Baie interessant hoe mense dit sien en dankie dat julle met ons praat daaroor. En ja, ons is nou besig om af te sluit. En kom ek sluit gedeeltelik af. Gerard Roots, baie dankie vir die spesiale song wat jy vir jou vrou gestuur het. Dis great. Dankie Chantal dat jy dit kon inkry op nommer 99. En ons wens jou alle veilige ritte toe waar jy ook al gaan. En daar's net een wat jou deur alles gehelp het. Ons sê vir daai een met 'n hoofletter baie dankie. En Leonie Veiligery en van my kant af luisteraars, dankie dat julle ingeskakel het. Mooi loop. Ja, vir my gunsteling luisteraar oor die lig, my liefling man Gerard, baie dankie vir die spesiale song. Ek kan nie wag om in daardie bakkie te klim en stil te hou by International Cape Town. Voorspoed vir jou wanneer jy reis. Ons weet wie reis saam met jou en ons weet jy sal veilig terugkom en al twee. En van my kant af luisteraars, bye vir nou. Ons gesels oor alles en nog wat. Saam met Jackie Woensdae om 11:00. Ons praat oor als jy kan nie mis. Elke Woensdag 11:00 skerp, Leonie en Jackie met ons klank.